Dankie Here dat U die koning van konings is. Dat U die naam bo elke naam is en Here dat U die een is voor wie ons buig en U alleen. Here, dankie dat U 'n posisie inneem van almagtigheid. Dat elke naam sal sy knie buig. En Here, ek kom bid vanoggend dat U ons weer net in lyn sal trek met U hart, dat dit met ons goed kan gaan. Ons het U lief, Here. Heilige Gees, kom werk in ons harte. Amen. Amen en amen. Sy dankie span. Sy, goeiemôre almal. Dit is regtig lekker om julle almal te sien vanoggend. Sy. Vanoggend wil ek met jou gesels oor iets wat ek glo die Here met my intens besig is hierdie week oor en die vrees van die Here. Nou, kom is die vrees van die Here so belangrik? Ek glo uit 'n baie goeie studie hierdie week dat as jy nie die vrees van die Here het nie, gaan jy skade ly iewers. Hoor gaan mooi. Nie die vrees van die Here in jou lewe het nie, gaan jy skade ly iewers in jou lewe. Ek luister 'n studie van 'n groot prediker, baie goed gedoen. Hy sit in die tronk vandag. Baie goed gedoen, hy sit in die tronk. En 'n jong ou gaan na hom toe om met hom te gesels en vir hom te vra, maar 'n paar vrae te vra. Hoe het jy hier gekom? Wat het jy gedoen? Hy het die ou baie goed gedoen. En hy sê vir hom nou, wanneer het jy jou liefde vir die Here verloor? Hy sê nee, maat, moenie 'n fout maak nie. Ek was nog altyd baie lief vir die Here en ek is tot vandag nog lief vir die Here. Hy sê, maar wat het verkeerd gegaan? Hy sê ek het my vrees vir die Here verloor. Ek wil vandag vir jou sê en ek gaan vir jou uit die Bybel uitwys. Jy kan hoe lief wees vir die Here. As jy nie die vrees van die Here saam met dit het nie, gaan jy skade ly. Nou kom ek vat dit aan die ander kant toe. Jy sien nou, wat is die vrees van die Here? Dis baie eenvoudig. Is die Here se nee jou nee en is die Here se ja jou ja? Punt. Nie so ingewikkeld nie. Kan die Here jou stop of want wat gebeur wanneer ons uit 'n plek uit opereer, wanneer ons so ek is lief vir die Here is lief vir my. Ons is so op hierdie trein van doen net wat ek wil en wat ek voel ek moet doen want die Here het my lief. Dat daar nêrens 'n plek is waar die Here kan kom en sê, "Ai, pas op, jy gaan seer kry nie." Die vrees van die Here stop Paulus om in Asië in te gaan en dit red sy lewe. Om met ietsie vandag by jou aangaan en ek wil vir jou vra, wanneer laas het die Here jou gestop? Wanneer laas het die Here jou opdrag gegee en jy het gesê, nie my wil nie, maar U sin. As daai nie in jou lewe is nie, is die vrees van die Here nie in jou lewe nie. Kom ek vat dit een stap verder. Ek gaan nou weer 'n sensitiewe ding aanraak. Maar voor ons begin, kom ek help almal. As jy nooit in jou lewe gedissiplineer is nie, gaan jy sukkel om die vrees van die Here te verstaan. Want jy kan nog altyd net gedoen het wat jy wou doen. As jy nooit 'n ferme hand in jou lewe gehad het nie, of 'n pa of ma wat vir jou gesê het, nee, jy gaan dit nie doen nie en as jy doen, gaan jou gat brand. Verstaan jy tentoon nie die vrees van die Here nie. Want ek het nog nooit 'n ouer gesien wat iemand dissiplineer net omdat hulle haat nie. Dis 'n plek van hy my sê en ek waarsku as jy daai doen, daar's konsekwensies, jy gaan seer kry, moet dit nie doen nie en as jy dit doen, gaan ek jou moet dissiplineer om vir jou te wys dat daar consequence of actions is. Hoor julle? Ja. En ons leef in 'n generasie wat nie gedissiplineer mag word nie. So wat gaan tentoon gebeur? Die vrees van die Here gaan wegval. Hulle gaan doen wat hulle wil en hulle gaan skade ly. Ek sien 2 tyres, bande, né? Goeie Afrikaans, bande. En ek sien die een band is pap en die ander band is styf. Wat gebeur met 'n voertuig? Hy trek kant toe die hele tyd. As liefde vir die Here en vrees nie altyd daar is nie, gaan die voertuig altyd onstabiel wees. Ek doen want ek het 'n heilige vrees vir die Here. Ek het 'n massiewe liefde en respek vir hom. Ek is so lief vir die Here.
Maar daar is ook 'n plek waar ek besef dat my aksies het 'n nagevolg en as die Here vir my sê hierdie is die nagevolg, sê dit omdat hy lief is vir my. Ja, jy moet besef die vrees van die Here is liefde. Hallo? My seun, moet jy aan die plaat raak nie, dis warm. Jy geself brand. Verstaan jy daar's liefde in die vrees van die Here? Uit al my studies uit wat ek hierdie week gedoen het en alles wat ek opgelees het en in elke geskiedenis in die geskiedenis wat ek ingegaan het, kom dit op een ding uit. Die Here het jou lief. Dis hoekom hy die vrees van die Here daar moet wees. Sy waarskuwing en sy riglyne is om jou te beskerm. Hoe weer vir jou vra, die liefde het ons almal. Wie's lief vir die Here? Jy is omdat jy lief is vir hom. Okay. Maar wanneer laas die Here vir jou gesê nee en jy was soos of jy was net ongemaklik, jy het net gevoel ek moenie hierdie doen nie. Jy was soos nee man, Here het my want hy is lief vir my. Daai as jy verstaan nie die vrees van die Here nie. Ek gaan nog lekker oor dit praat vandag. Want die Here het jou lief en hy het vir jou meer. Ons beskermingsmeganisme vandag as kind van God is die vrees, jou vrees vir die Here. Jou heilige respek vir hom. So ek het daai lys nou vir jou gelees. Hoe cool is dit? Wie het dit al raak gelees? It's amazing, hè? En dit maak eintlik sin. Hoekom sal die Here iemand gebruik wat nie bereid is om te sê ja as hy sê ja en nee as hy sê nee nie? Wat sê Jesus voor hy gekruisig is? Vader, nie my wil nie, maar u wil. As dit u wil is, laat die beker my verbygaan, maar as dit nie u wil is nie, Here, sal ek dit doen. En dis hoekom ek glo dat die Here kyk na ouens, nie wat stywe nekkies het of dik koppe het nie, maar verstaan, hy kyk na ouens wat sal sê? Ja, Here, en nee, Here, op sy ja en op sy nee. Hy kyk na ouens wat die vrees van die Here het. En wat het daar gebeur in daai stuk? Die Here het ingeluister, hy het hulle gesprekke gehoor en gesê, o, julle vrees my. Great, ek gaan julle gebruik. En dan sal ander wat hom nie gevrees het nie en hy sê, julle sal die vrug eet van julle dade. Ek wys nie na julle spesifiek nie. Julle sal die vrug eet. Laat my saam na Deuteronomium 10. Ons net vir die ouens wat verantwoordelikheid is vir my podium wat verdwyn het, baie dankie sê. Julle het goed gedoen met die nuwe ene. Wie was onbetrokke Johan Cooper? Was dit net jy of Tian? Jy? Was dit nie jy nie? Dit moet seker 'n engel van die Here wees. Deuteronomium 10 vers 12. En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as om net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel, en hom lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart, en met jou hele siel en hele verstand. Om te hou die gebooie van die Here, en sy insettinge, wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Ek dink dit is my graad 1 juffrou. En ek nog steeds nie geluister toe nie. Hoor gou mooi, wat sê hy? Hy begin by die vrees van die Here en dan sê hy, wat is die eindresultaat van die vrees van die Here? Hallo? Dat dit met jou goed kan gaan. Nou, wie is daar slimmer as jy? Die Here. Okay. As jy nou gesê het, my vrou, wel dan, goeie kaart gespeel daar. Okay, sy is my vrou, natuurlik is sy slimmer as ek. Ek bly uit hierdie debat uit. On the edge. Elke keer as my vrou praat oor haar swattings en dan sê ek vir my kwalifikasie is klaar.
Hulle skryf nou maandag 'n groot eksamen en ek is bly. Punt is, kom ons vergeet nou van al daai goed. Is dat die Here wil hê dit moet goed gaan met jou, maar hy weet wat die beste is vir jou. So wanneer hy sê ja en jy sê ag Here, ek wil nie, is daar's 'n aksie. Daar's 'n plek waar jy gaan seer kry of daar's 'n plek wat die plan wat hy vir jou het nie in vervulling gekom nie. Ouens, ek weet nie om dit duideliker vir jou te maak dat jy oor alles moet bid en by die Here moet hoor nie, dat jy moet gaan op die vrede van die Here en nie net kan skuif en kan doen wat jy wil vandag nie, want die vrees van die Here moet op jou wees. Ek sê baie vir my vrou, eers het ons 'n woord vir dit of 'n woord vir dit of 'n belewenis van dit. In die week gesels ek en sy en ek sê vir daar gebeur 'n ding en ek moet dit hanteer en ek sê vir ek voel die Here sê ek moet dit nie hanteer nie, hy het dit. En by die aand het die Here dit so mooi hanteer, dis uitgesorteer. Ek sê dit net opgemors het. Ek sê dit verkeerd gekry het. Maar wat is die vrees van die Here? Gehoorsaamheid. Hoor gou mooi. Wie het die finale gesag in jou lewe? So as jy hom net lief het, dan dink jy dis soos 'n liefdesdriehoek en hy het jou so lief, hy laat jou toe om te doen wat jy wil en jy's op die liefdestrein van hy het my lief, hy jaag agter my aan en hy soek my agter die berge. Nee. As dit die wanpersepsie van die Here, hulle dink hy's soos jou hondjie wat net nie kan wag om jou te sien en hy spring so agter jou aan nie. Nee? Rarig, dis hoe hulle verhouding met die Here is. Dis soos ek het nou met die Here gepraat en ek het vir hom gesê ek gaan nie want ek stry, ek is soos weerlig. Dis nog steeds God. Kom ek wys jou hoe werk my verhouding met die Here. En ek is heilig oortuig dat die Here nie die skerpste peanuts in die pakkies gebruik nie. Ek is heilig oortuig dat hy nie die leiers van die leiers gebruik nie. Ek is heilig oortuig dat hy nie die voorlopers altyd gebruik nie. Ek is heilig getuig dat hy nie die manne van invloed gebruik nie. Hy het 'n lys en die lys is die vrees van die Here. Hy sê wie het die vrees van die Here op hulle wat sal sê ja en amen as ek sê ja en amen. Punt. Dis wie hy gebruik. So dik nekkige voorlopertjie. Jy het nie 'n opinie nie, jou opinie is in hom. As iemand vir jou vra wat sê jy oor, wat laat ek bid, laat ek by die Here hoor. Want hy is my ja en my amen. En dan gaan jy gebruik word. Dan sê hy soos ek hou van wat daai ou doen. En die engele is soos Here, is jy seker oor hom? Ja! Ons kan werk met hom want hy sê ja en amen. Okay? Wie van julle het so 'n bietjie verlede? Nee? Ek onthou so 'n paar jaar terug, hele paar jaar terug, nee? Ons 10 jaar die Unie, was so laas jaar iewers. Ag, shut up man. En in elk geval, nou die dag, okay, nou die dag, soos 10 jaar terug. Is dit so lank terug al? 10 jaar terug was my 10 jaar die Unie. 15 jaar terug. Fiets. Maar in elk geval, en ek staan by die vuur en al hierdie boere staan daar wat saam met my op skool was, hierdie groot invloedryke boere. En ek kom staan daar by hulle en ek drink my cream soda en eers is daar 'n bietjie bespotting want ek nou nie saam drink en ek sê whatever losers. En ek het dit regtig vir hulle gesê. En die een hak af. Hy sê JC, ons weet seker maak. Is jy regtig 'n pastoor? Ek sê ja. Hulle sê die Here is regtig goed. Ons het nie geweet hoe hierdie gaan werk. En ek is heilig oortuig. Die later die aand toe chirp die ou my weer 'n bietjie drink het sê ek vir hom onthou nou. Ek was nie altyd 'n pastoor nie en ek gaan jou nog pak slaag kan gee. Soos ek jy is hou ek op met die sarkasme. Okay JC, verstaan. Dis die ou JC so 'n bietjie uit sy kassie uit op my cream soda, rustig. Maar die punt is net, die Here het nie 'n saak net oor waar jy is in jou wese nie. Hy gaan daarmee kan werk. Hy gaan jou vorm. Solank jy kan ja sê op sy ja en nee sê op sy nee, kan hy werk daarmee, want dan kan hy vir jou sê, JC, moet hom nie 'n klap teen sy kop gee vanaand nie. En dan gaan ek hom nie teen sy kop klap nie. Amen.
Ag, Here help hulle. As enigiemand nie in die kerk is, dan sal hulle sê, "Klap ons nog mense vandag." Natuurlik doen ons, wat's fout met jou? Kyk, ons gaan die volgende vers toe. Nou ek wil weer hê, jy moet verstaan nie dat dit met jou goed kan gaan. Vers 13, dat dit met jou goed kan gaan. Hebreërs 12, gaan my sien toe. Hebreërs 12 vers 28. Wat gaan hy sê? So wie glo dat die Here onkant gevang word deur alles wat in die wêreld aangaan? Here sê, "O, hulle het nie petrol nie." Ag nee, die koninkryk kan nie vooruitgaan nie. O! Die engele kom ingestorm en sê, "Here, wat doen ons?" En die Here sit en huil. Ek weet nie. Nee, kollega. Hebreërs 12, daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en jy het 'n wat? 'n Onwankelbare koninkryk. God word nie geïntimideer nie, hy word nie gemanipuleer nie, hy word nie voorgesê nie. Ek wil net sê, well done Toyota. Okay? Well done vir Toyota wat hierdie laaste week 'n stelling gemaak het waar hulle nie hierdie hele homoseksuele beweging meer verder ondersteun nie. Ek sal nou miskien dalk weer 'n Toyota oorweeg. Okay? Well done. As jy die vlaggie gaan nou nie meer oral verskyn by Toyota nie. By paar Ford nog, maar ja. Land Rover al lankal nie meer nie. Dis 'n grapjie, ek weet nie wat Ford doen nie. Ek sê dit net om daar 'n man te voortry. Ek wil hê jy moet verstaan dat die vrees van die Here het 'n onwankelbare koninkryk en hierdie koninkryk bepaal wat aangaan. Punt. Dit maak nie saak wat die wêreldleiers sê nie. Het jy al ooit so baie wêreldleiers gesien wat opstaan skielik vir Jesus? Hallo? Ek gaan nie in politiek betrokke raak nie. Ons gaan nie daar gaan nie. Al wat ek net vir jou sê is dat jy dien 'n onwankelbare koninkryk en daai koninkryk soek 'n ja of 'n nee van jou op sy stem. Daai koninkryk wil hê dat jy hom vrees genoeg om gehoorsaam te wees. Aan wat hy ook al vir jou sê. So ek het nie 'n saak nie waar ek kom en ek voel die Here wil iets doen, doen hy dit. Al ek doen dit. Want daar kom ek het 'n onwankelbare koninkryk. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor een en dis my God. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor een en dis teenoor die Heilige Gees. Wanneer hy met my praat, beweeg ek, wanneer hy nie praat nie, beweeg ek nie. My kinders op 'n tydjie vir my vra, "Pappa, gaan jy iets doen?" Ek sê, "Nee, die Here praat met my nie." En dan partykeer dan doen ek iets en almal sê dis nie die regte tyd nou daarvoor nie. Ek sê ek het nie 'n saak oor tyd nie. Ek word geroep om nou iets te doen. Een van ons leraars, Matthys by Oeverberg, hy doen so 'n paar jaar terug doen hy die skoolopening. So hy moet die skool se opening doen. By die ouer vergadering. Dis dit al die boere daar. En Matthys begin, hy sê ons gaan nou bid en hy bid. Hy sê ek ervaar hier's iemand wat sukkel met dit in jou liggaam, kan jy staan dit. Daai hele ding eindig in 'n crusade. Ek gesels 'n ruk met een van die boere, hy sê vir my dit was nie die regte plek nie. Ek sê wie is jy om te sê of dit nie die regte plek was nie? As die Here met hom praat, hy het 'n onwankelbare koninkryk. Hy moet aan die Here gehoorsaam nie wees. Nie aan Here klomp windgat groot boere nie. Bly bietjie stil en kom in lyn, chom. Hey, jou milies is nie genoeg nie, Paul. Het nie opinie nie. Die Here se opinie is die opinie. Die Here genees mense daai dag. Wonderwerke gebeur, signs and wonders. Hy's nooit weer gevra om die opening te doen nie, maar hy het daai dag goed gedoen. Hey. Kan ons daai mense raak? Kan ons daai mense raak?
Ek sou ook nooit weer genooi na daai boer se huis toe nie. My eie mielies gaan koop. Spreuke 1:29 gaan vir my sien toe. - 29 tot 33. Hoor gaan die ander kant. Omdat hulle die kennis gehad en die vrees van die Here nie verkies het nie. Stop gou hierso. Hulle het die kennis van die Here gehad. Nou, hoeveel van julle het die kennis van die Here? Wie ken die Here? Steek op jou hand. OK. Baie dankie. My vrou love hierdie oefeninge. Het jou hand opgegaan? Dankie. Nee. En die vrees van die Here nie verkies het nie. Van my raad nie wou weet nie. Al my teregwysings verag het. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Wat gaan hy daar sê? Hy sê hulle gaan wat? Versadig raak van hulle eie planne, omdat hulle nie die Here toegelaat het om die laaste sê te hê nie. Ek wil weer vir jou sê, ek sien hordes mense, en ongelukkig is dit 'n bietjie die jonger geslag, die ouer geslag het nog 'n kopklap gekry, so hulle verstaan vrees. Ek sê nie die Here gaan jou kopklap kry nie, maar jy het so half, as jy pa se backchat, dan koes jy al van die kant af, verstaan. Die jonger ouens, halleluja. Ons val in hierdie kultuur in van, die Here lief, ek het die Here lief en ek kan doen wat ek wil, want die Here is vir my, en as die Here vir my is, wie kan teen my wees? En dan bang, loop jy in 'n muur vas, en as jy sê, Here, maar waar is hy? Het my nie lief nie. Nee, hy het, en hy het vir jou gesê, en jy het nie. Want die genade is mos onbeskryflik groot. En nou is dit al vrug. Kom maak dit eenvoudig. Nee? Die kerk so lekker vol vanoggend. As ek nou weer myself is, dan sien ek die helfte van julle eers weer op 'n begrafnis en 'n troue. Want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudige dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaas tot gronde. Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van die onheil. Die wat teen my woon, sal veilig wees en gerus wees teen die skrik van die onheil. Wie wil veilig woon? Vrees van die Here. Vrees van die Here. Hoe duideliker moet ek dit maak vandag vir jou? Dis eenvoudig. As jy die liedjie volg wat jy gereeld luister by die braaivleis op jou eie, I did it my way, your way gaan vir jou opeindig in wat? Nonsens. Maar die vrees van die Here saam met die liefde van die Here gaan vir jou vrug bring wat goed en amazing is, gaan vir jou opkom en jy gaan dit proe en jy gaan dit eet en jy gaan rustig kan lewe want hy is jou vooruit. Ek sal in enige moeilike situasie vir my vrou sê, het ons 'n woord? Ja, ons het 'n woord, so hierdie gaan goed uitdraai, so ons kan rus in die vrede van die Here. Maar wanneer ek 'n woord het wat ek gebring het wat nie die Here was nie, dan bewe ek, want ek het nie 'n woord nie. Ek het iets gedoen sonder 'n woord van die Here en ek sal die vrug eet daarvan. Dis eenvoudig. Ek wil nie net vir dit leef nie, ek wil op die kortlys van die eisters wees. Ek wil op daai kortlys van die gevaarlike ouens wees. Ek wil op daai kortlys wees, soos die Here ons nou in Malawi drop in die middel van die Muslim hub, ouens. As jy gaan kyk, is in die middel van die Muslim hub droppe ons, bang. Daai hele strook is deur die vorige president gevestig, moskee op moskee, net daai area. En hier kom die Here en hy kyk na die kortlys. Ek kan in die meeting nogal sien, die Here sê as engel, dink vir my daai lys van die manne wat my vrees. Dalk moet ons daai malkoppie van Rowan stuur. Nee, hy sê ja en amen, hy dink nie altyd daaroor nie.
Hy is die regte een. Kom ons drop hom met 'n gespesialiseerde weermag in die middel van die moslems, dat hy hierdie area terugvat vir ons. Jy kan net die hemel voel op dit. Dit is so, die hemel skree, die engele is, kom ons vat hulle. Okay, whatever. Ek weet julle kan nie die Here hoor altyd nie. Laat ons dan aangaan, broeders en susters in Christus Jesus. Laat my na Hebreërs 12 toe. Jesus. En ek wil net die Here dien. Ek wil net sê ja, as hy sê ja, en ek wil nee sê as hy sê nee. Ek wil my lewe opgee vir hom. Ek wil hom met my uitgooi as 'n lewende offer tot eer van hom. Amen. Hebreërs 12 vers 5. En julle die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seuns spreek. Hoor wat hy sê. En julle die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie. En beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As jy die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? As jy die tugtiging verdra, behandel jy jou as 'n seun. Nee. En dogter, julle tel ook as dit. Amen. As ons soos bruide is ons bruide, nê? Bruidegom. Ja. As ons die een is wat die rokkie dra op die troudag met die Here, dan kan jy ook maar die broekie dra as ons uitgaan in oorlog. Amen. En met die tugtiging. Kom ons is nou eerlik met mekaar. As ek nou vir jou vra, wat is die tugtiging van die Here in jou lewe op die oomblik? Nee, niemand sê vir my nie. Ek word nie gesê voor nie. Great, pas jy van die lys af. Jy gaan hemel toe, baie geluk, maar ek dink jy gaan baie verder iets vir die Here doen as dit nie. So baie geluk, jy gaan hemel toe, ons is so bly jy gaan dit maak. Yay! Wat 'n hartseer oomblik om te dink dat nêrens in jou lewe kan die Here jou gebruik nie, because you did it your way. Sink dit in? Sien jy lyk pragtig volgend, hoor. Nou weet jy hoe vrouens dink, so wat sê hy nou? Het ek die laaste Sondag mooi gelyk nie, want hy het nie vir my gesê nie. Daar's net altyd, jy weet. Jy vrou sê sy lyk mooi, dan sê sy vir my, het ek nie mooi gelyk laasweek nie. Ons mans het baie keer stil bly, want ons weet al waantoe jy gaan met hierdie. Ekskuus liefie. Dis gaan aan. Ons gaan aan, kom ons gaan. Prediker 12 vers 13 gaan vir sien toe. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, die hoofsaak, die grootste punt wat jy kan maak, die belangrikste standpunt wat jy kan hê, ek weet nie om dit verder uit te brei nie. Hy sê die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring tot die gerig wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Wat se kant jy ook al kies, daar gaan 'n uitloop wees daarvan. Wat se rigting jy ook al ingaan, daar gaan 'n uitloop van. Ek onthou eendag sê ou vir my, 'n vrou is genooi na ons gemeente toe en na die tyd te vra iemand van wat sy opinie is, sy sê, daai ou is te wild, ek gaan nie terug nie. Dit was gelukkig nie van my wat het gepraat nie, John het daai Sondag gepreek.
So grappie, dit was ek, dit was nie Johnny. Die punt is net vir 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 my om jou te help om uit te kom wat die Here vir jou het, kan ons nie doekies omdraai nie. Doeke is duur deesdae, pel. Ons kan nie doekies omdraai nie, is duur. Ons moet reguit met mekaar praat, ons moet die waarheid vir mekaar bring, ons moet tussen murg en been insny, dat jy by dit kan uitkom wat die Here vir jou het. Ek het een vergeet. Spreuke 1 vers 7 gaan vir my sien toe. Die vrees van die Here is die begin van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Sotte, né? Wat so 'n mooi woord. Verag wysheid en tug. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Want dit is 'n lieflike krans vir jou hoof en suurlike ketting vir jou hals. Die begin van wysheid is wat? Vrees. Kan jy sien wat die Here vanoggend vir ons wil wys? Kan jy sien wat die Here wil doen? Kan jy sien dat die Here 'n groep mense wil gebruik, dat hy 'n groep mense wil oprig? Maar kan jy sien dat dit begin by 'n plek waar jy jouself neerlê en sê nie my wil nie, maar U se Here. Die vrees van die Here. En wie's opgewonde oor die Here? Jy moet wees. Jy moet besef dat dit nie sleg is nie. Hy wil dit goed laat uitdraai vir jou. Die planne wat hy vir jou het is voorspoed en nie teëspoed nie. Hy het vir jou mooi in gedagtes, maar hy moet jou eie manier van doen eers dood kry en sê, "Hey, jou eie kop gaan jou in die moeilikheid kry. Laat my toe om jou te lei." En dis waar die vrees van die Here inkom. Dis waar die vrees van die Here inkom. Ja. Dan begin dit in jou huwelik tot manifesteer. Hoe manifesteer dit in 'n ou se huwelik? Partykeer los my vrou my, sy gaan praat met die Here en dis baie erger as die Here met jou praat daaroor. Dis is nee, gaan net lekker bid hieroor en die volgende oomblik dan sê die Here vir my jy's verkeerd, gaan sê jammer. Dan sê kan ons net so 'n rukkie wag, Here? Moet ek dadelik jammer sê? Of partykeer kom jy sommer in die badkamer dat jou vrou sê vir jou, "Okay, ek jammer. Die Here het my gepraat." Verstaan jy dat sodra ons oorgee, nê, en ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie 'n diknekkige, hardkoppige Afrikaner wees nie. Wie is diknekkig en hardkoppig in wat? In die weë van die Here. Ek sê vir jou, die beste mense in die wêreld om mee te werk is die Afrikaanssprekendes. Nê? Van Indiër reguit deur tot color tot boer tot whatever jy dit wil noem. As ek jou hardkoppigheid kan kry in die regte rigting om te sê yes Lord, nie my wil nie, U wil nie, as julle die gevaarlikste mense in die wêreld hierdie. Kyk as jy Afrikaans praat, as jy hardkoppig, klaar. Dis net 'n ding. Dis 'n salwing wat saam met daai taal kom. As jy eie groet in Afrikaans as jy sê o Here moeilikheid, Here Jesus help ons. Of hier's my mense nou. Wat het Hitler gesê? Geef my 300 boere en ek vat die wêreld. Ons quote nie Hitler nie, halleluja. He got it all wrong that morning. Wat sê gee vir my 300 en ek vat die wêreld. Hy verstaan iets van jou DNA binne in jou. Hy verstaan iets van jou hardkoppigheid. Hy verstaan iets van jy wat 'n bergselstorm nie terug sal staan nie. Hy verstaan iets dat jy die lig na hierdie donker land toe gebring het. Jy het die lig gebring. Jou voorvaders het die lig gebring. Hy verstaan dit. Die Here verstaan dit. Ek moet jou net kry om te sê ja en amen. Die vrees van die Here weer terug op ons as mens te kry. Dit moet terugkom. Amen. Ag, dalk sluit ek af met iets, ek weet nie. Ag, kom ons gee nog so enetjie.
Raai van Spreuke 14, vers 27 toe. Die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe. Om van die struike van die dood af te wyk. Jy kan kies, dis either 'n fontein van lewe, en as die vrees van die Here nie op jou is nie, is dit struike van dood. Kies jy. Fontein klink vir my beter. Amen. Ons sluit die oë. En net daar waar jy sit, as jy dalk jou hele lewe nog kon gedoen het wat jy wou doen, en jy het net nooit geleer dat daar dissipline is nie. Okay? Of nou in jou lewe doen jy net wat jy wil, daar's nie 'n plek waar die Here vir jou sê nie. Jy sê soos ek doen wat ek wil, want ek het die Here lief, verstaan, en hy het my lief. As jy voel op hierdie oomblik dat jy nie die vrees van die Here in jou lewe het nie, maak almal net hulle oë toe. Nee? Ek voel ons moet sommer net staan op dit. As jy die vrees van die Here in jou lewe wil hê, is nog nooit tevore nie. Sommer net staan net saam met my. Vriende, daar's 'n lys. Ek sien daai lys in die hemel. Ek sien 'n plek waar die Here luister. Die Here kyk na ons harte. Hy ondersoek ons harte. Vir hom gaan dit oor wat in die hart aangaan, of die hart in lyn is met hom. Nou dat weer staan, sê Here Jesus, ek kan nie sonder die vrees van die Here nie. Sê Here, leer my om in vrees te wandel teenoor U. U ja is my ja, en U nee is my nee. Sê Here, vat my hart soos 'n rivier en lei dit waartoe U wil. Maar kom die Heilige Gees net oor jou. Dankie Jesus. Wees daar soos U. Dankie Here. Dankie Heilige Gees. Sy jou hart het in sy hand en hy magtige goed met jou doen. Ek wil net afeindig met hierdie woorde dat die vrees van die Here is 'n daaglikse wandel. Dis 'n daaglikse ding wat jy reg kry. Dis 'n konstante terugkyk om net die hele tyd te sien en te hoor. Here, bly ek gehoorsaam. En daar waar jy nie was nie, gaan herstel. Gaan doen dit, gaan herstel en sê Here, ek gaan hierdie weer optel want ek wil in daai plek loop. Ek onthou jare terug, toe sê die Here vir my, maak jou graad klaar. Maak jou graad klaar. Ek het eers 'n graad gedoen, ek was klaar met hom, toe vat hulle daai graad weg en ons moes weer van voor af begin het by SATS. En die Here sê vir my, jy het nie 'n keuse nie, maak dit klaar. Klomp ander ouens het weggehardloop en hulle self vererg. Maar ek het nog altyd die vrees van die Here op my gehad en ek het gesê, Here, ek sal ja sê. Myself nie vererg nie, ek het gesê, ja Here, ek sal klaar maak. Dit is 'n daaglikse ding. Dit is 'n daaglikse ding. Kry jou alignment terug, kry altyd daai bande styf. Okay, vanaand gaan ons aangaan hieroor. Ons gaan nog 'n ekstra ding by dit bysit vanaand wat jou gaan help en so amazing journey gaan vestig. Okay, dan roeping Dinsdag moet dit nie mis nie, besigheid self Dinsdagoggend moet dit nie mis nie. En dan Maandag aand bied ek woordskool aan. Okay. So haleluja, ek's opgewonde. Ek bied Jona aan, hè. Ek wil nie die regte boek kry. Ek bied Jona aan, so ek's opgewonde wie ook al woordskool wil doen en 'n bietjie meer van die Here wil die woord wil inkry. Ons gaan Maandag deur dit. Ons is lief vir julle. Ouens, julle is eisters, hierdie is 'n oprigtingsgemeente. En ons kan nie wag om te sien wat die Here met jou lewe doen nie. Amen. Okay. Wanneer is Zambia meeting vanmiddag? Okay. Laaste ding, vanmiddag 4:00, as jy 'n stir in jou hart voel om op die Zambia uitreik te gaan, okay, by die kerk. Ek wil nou vir jou sê, as jy wil leer van demoniese bevryding, Zambia. Zambia is die mees demoniese land wat ek al ooit in my lewe teëgekom het. Tot die demone
die demoniese, die hekse en die singomas van Malawi word opgelei in Wes-Zambië en ons gaan Wes-Zambië toe. So as jy stir in jou hart voel en jy voel die Here wil jou oplei in dit en vir jou wys, vanmiddag 4:00, vrees van die Here, wees hier, en Tenis gaan daai vir ons lei, ek is so opgewonde daaroor, moet dit nie mis nie. Bless julle, lekker Kentucky of Nando's, lief vir julle, lekker middag.